enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Vader almagtige, U is ons skepper. Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here, en Heilige Gees, ons Vertrooster. Vanoggend dank en loof ons U weer opnuut. U is ons Vader, en ons bly, U kinders. Ja, in Jesus Christus kry ons redding, vergifnis, verlossing. In Jesus Christus lewe ons as nuwe mense in verhouding met U. Vandag kan ons bely, ons het deel aan hierdie verlossing, hierdie redding, omdat ons U glo. Hierdie geloof is natuurlik ook 'n gawe, geskenk. Hierdie geloof kry ons omdat U Gees in ons harte en in ons verstand werk. Deur die Gees leer ons as nuwe mense verhouding met U. Mag ons hierdie geloof ook uitleef, grote God. Mag hierdie geloof nie net gedagtes en emosies bly nie, maar mag ons dit sigbaar maak in hierdie wêreld, in ons dorp, ons gemeenskappe, hierdie liefde en trou wat ons in ons naaste toon. Here, die kerngedagte het ons deur herontdek
weet, Here, deur dit alles heen, het U hierdie gebeure, hierdie geskiedenis gestuur, sodat ons vandag ook deel kan wees van die kerk. Daarom vra ons ook vanoggend dat U die kerk reg oor die wêreld sal behoed en bewaar. Dat ons getrou in U sal leef, soos U getrou is teenoor ons. Mag ons die lig die Here vir al die nasies wees. Mag ons die evangelie verkondig vir die beste van ons verhaal. Dit bid ons, dit vra ons vandag met die Gees in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Gemeente vriende, ons skrifgedeelte vir vandag se prediking vind ons in die Nuwe Testament. Ons lees uit Romeine 1 slegs vers 16 en vers 17. Hier skryf Paulus aan 'n groep gelowiges in Rome soos volg: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood nie. In die evangelie kom juis op 'n openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Ons lees net tot sover, gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Gemeente, protestante, hervormers soos ons reg oor die wêreld herdenk in hierdie week die hervorming. 500 jaar gelede het hierdie gebeure plaasgevind. En dit het steeds 'n impak op die hier en nou. Steeds is ons gemeentes geskoei en gebou op hierdie gebeure wat 500 jaar gelede plaasgevind het. Miskien sit jy vanoggend hier by jouself en dink, maar wat het die geskiedenis met my te doen? Hoekom is dit nodig om daaraan te dink? Hoekom is dit nodig om hierdie gebeure te herdenk en te vier? Maar vriende, as er 1 of 2 redes
hoekom ek vanoggend dit vir u wil uitwys. Party mense sal sê, dit is vir my interessant. Dit is interessant om te hoor en te weet wat in die geskiedenis gebeur het. Ander mense sal weer sê, as jy nie iets van die geskiedenis weet nie, hoe sal jy jou roete, jou padplan en die hede kan bepaal? Ek dink ons as 'n gemeenskap op ons juis hier aanskuldig. Verbeel net vir 'n oomblik ons politieke leiers en dat hulle meer geweet het van die geskiedenis en die konteks van die verlede. Ek dink aan die hand van hierdie kennis, hierdie insig sal hulle baie beter besluite vandag kon neem. Ek dink dit is net so waar vir die kerk. Indien ons weet waar ons vandaan kom, is natuurlik ook vir ons moontlik om te weet waarheen ons gaan. Die geskiedenis gee vir ons die instrumente, selfs die handleiding waardeur ons hierdie roete deur die lewe bepaal. Ons kan selfs verder gaan deur te sê dat in die kerkhervorming hierdie waardes en beginsels wat ons so koester vandag steeds vir ons uitgewys word. En deurdat ons daarna kyk, bevestig ons weer ons eie identiteit. Wie is ek as gelowige? Wie is ons as kerk? Daar is 'n legio kerke in Suid-Afrika. Ek dink as ek ry van my huis af en dan ry ek verby 6 of 7 kerke. Wie is ons in die midde van al hierdie gemeentes? Daar's natuurlik nog 'n rede hoekom ons na die geskiedenis moet kyk. Gedurende hierdie gebeure, gedurende die hervorming, sê die navorsers vir ons dat daar om en verby 75.000 mense om die lewe gebring is, juis in geloofsoorlog. Ek dink dit is belangrik. Ek dink dit is nodig vir ons om hierdie mense se opoffering te onthou. Om te sien waaroor die geloof vir hulle gaan. En net miskien kan dit ook dien as die inspirasie wat ons nodig het om getrou die pad van die geloof te loop. Fokus ons egter net hierop as ons besig om die punt te verloor. Die hervorming gaan oor dit, die reformatie handel hieroor, maar dit gaan oor soveel meer. Dit gaan juist hieroor, vriende. Dat die hervormers 500 jaar gelede weer opnuut die woord van God noukeurig begin bestudeer het. En deurdat hulle die Bybel op hierdie wyse begin lees het, het hulle weer geheime, waarhede ontdek wat vir ons van kardinale belang vandag is. Hierdie geloofswaarhede, hierdie kerk 500 jaar gelede in 'n sekere rigting ingestuur en steeds vandag is ons fundament gefestig op hierdie gebeure. Dit is belangrik, want dit wys wie ons as kerk in Suid-Afrika is. Ek het die woord hier gebruik, geloofsgeheime, geloofswaarhede. Soos wat? Wat het die hervormers weer herontdek? Wat die Rooms-Katolieke Kerk miskien van vergeet het. Al in die eerste plek, vriende, is dit belangrik om te besef dat die hervormers agtergekom het dat die woord van God, die Bybel, die enigste ware bron is van kennis oor God. Die Rooms-Katolieke Kerk het kennis geassosieer met tradisies, gebruike, selfs die dinge wat die paus gesê het. En daarin was die openbaring van God ook te vind. Martin Luther het gesê, nee, die eerste, die primêre bron van kennis oor God is te vind in sy woord. Daarom dan nog, vriende, lê daar hopelik 'n Bybel op elke kansel van die hervormde kerk. En die Bybel is vir ons belangrik. Martin Luther het verder gesê, dit maak nie sin dat hierdie Bybel slegs in Latyn beskikbaar is vir die deursnee lidmaat nie. Hierdie Bybel moet vertaal word in die moedertaal van die gelowige. En steeds vandag is ons daarmee besig. Selfs die Khoisan kry nou 'n Bybel in hulle eie taal, want ons
vas aan hierdie beginsel, dat God se woord, God se openbaring te vind is in die Bybel. Pieter het natuurlik verder gegaan, vriende. Jammer, ek het so tydjie om en ek doen my eie PowerPoint presentasie. Hulle het verder gesê, dit maak nie saak wat ons doen nie. Maak nie saak hoe groot ons goeie werk is. Maak nie saak hoe groot die skat is wat ons bymekaar maak in die hemel nie. Steeds bly ons sondaars. In die Rooms-Katholieke Kerk werk het so, as jy sondig, kan jy bieg, of jy kan aflasbriewe gekoop het in daardie tyd. En op die wyse het jy eintlik jou eie verlossing bewerkstellig. Hoekom het jy God dan nodig? Hoekom het jy Christus dan nodig, as ek deur my goeie werke by die Here kan uitkom? Martin Luther en sy tydsgenote met fyn studie bevind, dat ongeag van alles wat ons doen, al die goeie werke wat ons verrig in hierdie wêreld, ons nie 1 sentimeter nader bring aan die Here nie. Uiteindelik bly ons steeds sondaars. Hoe word ons dan gered? Hoe word ons dan verlos? En Luther het eenvoudig gesê, ons kan slegs genade vind, ons kan slegs 'n nuwe verhouding met God leef, deurdat ons glo in Jesus Christus, in die verlossingswerk wat hy verrig het aan die kruis en hy opgegaan. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor die grootheid van jou geloof of die omvang van jou goeie dade nie. Uiteindelik gaan dit oor Jesus Christus. En dat God in Jesus Christus die hand van versoening weer opnuut aan elkeen van ons uitgestuur het. God het dit gedoen in Christus. En ons kry deel aan hierdie verlossing, hierdie redding, hierdie nuwe lewe in Christus. Alleenlik omdat ons glo in God. Dit is sekerlik die grootste geheim. Die grootste ontdekking wat Martin Luther weer gemaak het. In ons gemeentes, in ons kerke, in ons persoonlike geloofsgelewe, gaan dit uiteindelik oor geloof. Niks meer, niks minder nie. Hierdie gedagte, vriende, dat, ek weet nie hoe die recht hier kom, dat het oor geloof gaan in die eerste plek. Die hervormers natuurlijk nie hulle daarmee uitgesuig. Hulle het ontdek in die woord van God. Juist ook in hierdie tekstgedeelte wat ons vandag saam gelees het. Romeine 1 vers 17 sê juist, in die evangelie kom dit juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, en hoor nou die mooiste sinetjie, enkel en alleen, omdat hulle glo. Daar staan verder, dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy op sy glo, sal lewe. Hoor julle dit? Het gaan om geloof. En hoe baie keer vergeet ons die daarvan. Onder beklemd oor ons dit. Verloor ons dit uit die oog in ons alledaagse doen en late in die lewe. Miskien sal ons hierdie konsep van geloof alleenlik die beste verstaan, indien ons kyk na Martin Luther se eie lewe en sy eie geloofsreis. Hooplik sal ons uiteindelik ook ietsie van die geloof verstaan, maar ook iets verstaan van wie hierdie kerkvader is. En Martin Luther, vriende, was natuurlik 'n Rooms-Katholieke monnik. En as monnik het hy homself geïsoleer van die wêreld in hierdie soek na perfeksie, na sondeloosheid. Dit was so erg vir Martin Luther, hy het so groot sonde besef gehad, dat hy telkens in die sneeu in die winter gaan sit het, en homself kastei met sweet oor sy rug. Dit is hoe hy boete gedoen het. Op die wyse het hy gepoog deur sy eie belydenis, sy eie skuld, om die regte verhouding met God te hê. Nou verbeel jy moes 1 keer of 2 keer 'n week op die wyse jou skuld voor die Here bely.
onthou hierdie oorweldigende vrees was in sy hart. Indien hy dit nie doen nie, is die hel sy voorbeeld. Uit vrees vir God se oordeel en sy straf, het hy op hierdie merkwaardige wyse probeer om die regte verhouding met God te vorm. Maar terselfdertyd was Martin Luther ook 'n teoloog, 'n professor by die universiteit by Wittenberg. En hy het op hierdie stadium, wanneer hy die omwenteling ondergaan het, 'n studie gedoen oor die brief aan die Romeine. En verbeel nog ons sy skok, wanneer hy met hierdie proses besig is, hierdie geloofsworsteling, en in die eerste hoofstuk van die Romeine brief lees hy. Het gaan net oor geloof. Het gaan net oor geloof. Jy kan nie self die regte verhouding met God kom nie. Maak nie saak hoeveel keer hy sy skuld bely, hoeveel keer hy sy rug met 'n sweep staan, hoeveel keer hy in die koue sneeu gaan sit, dit bring hom nie 1 sentimeter nader aan God. Die enigste manier, besef hy toe, hoe hy die regte verhouding met God kan leef, is deur Jesus Christus wat dit hom skenk uit genade. En hy kry deel daarin wanneer hy glo. Na hierdie ontdekking, het hy die 95 stellings, sy bekende 95 stellings opgestel. En dit die kerkmuur in Wittenberg vasgespijker. Verdeel nog ons ek het nou 'n epifanie en ek gaan spyker iets teen 'n kerkmuur vas. Wat 'n skok golwe het nie deur daardie dorp deur Europa gestuur. In so 'n mate dat daar herhaaldelik geloofsoorbeeld tot stand gekom het, is die reformatore en die Rooms-Katolieke Kerk. Baie van julle wat vanoggend hier sit, is in Suid-Afrika, omdat julle voorouers as vlugtelinge uit Europa gevlug het, om in Suid-Afrika te vestig. Die gebeure wat Martin Luther ontketen het in 1517, het 'n direkte impak die feit dat jy vandag hier is. En aangrypend as 'n mens daaraan dink. Die ontdekking wat Martin Luther gemaak het, is eintlik presies op dieselfde ding wat Paulus aan die gemeenskap in Rome probeer vermy. Onthou, hy skryf aan gelowiges wat uit die Joodse geloof kom, maar ook uit die heidense geloof kom. In die Joodse geloof gaan dit juis daaroor dat jy getrou die reinheidswette moet volg. Jy moet getrou die wet van Moses volg. Jy moet in hierdie gebaande weg loop elke dag van jou lewe. Paulus sê, nee. Dit gaan nie oor die feit of jy Moses se wette nakom, dit gaan nie oor of jy rein of onrein is. Paulus sê in hierdie geloofsgemeenskap in Rome, dit gaan in die eerste plek geloof. Hy sê ook aan die heidene, die wat voorheen in Roomse of Griekse gode geglo het. Jy hoef nie te vrees nie, jy hoef nie bang te wees, jy hoef nie elke dag te offer nie. Jy hoef nie 'n klomp goed te doen om die regte verhouding met God te kom. Hierdie misverstand was miskien teenwoordig in hierdie geloofsgemeenskap. Hy sê ook vir hulle, die Jode en die nie-Jode, dit gaan in die eerste plek oor geloof. Dink wat se omwenteling was dit nie vir die eerste gelowiges nie, die eerste kerk. Hulle wat vir so lank vasgehou het aan gebruike en tradisies, reinheidswette, wie skoon voor God, wie vuil voor God. Verbeel die verligting wat hulle moes ervaar en beleef toe Paulus vir hulle sê. Gaan nie oor geloof. Glo jy in Jesus Christus? Glo jy in sy verlossingswerk aan die kruis? Glo jy in sy opstanding? Glo jy dat jy deur Christus deel het aan 'n nuwe toekoms saam met God? Die mense wat in vrees geleef het teenoor God, moes dit 'n kragtige, aangrypende boodskap gewees het. Mense, vriende, is dit 'n boodskap wat van toepassing is op jou en my. Hoe baie keer hak ons nie vas by gebruike en tradisies nie. Hoe baie keer gaan dit nie oor myself en wat ek kan doen om die regte verhouding met God te kom. En wat sê ons?
wanneer ek genoeg gegee het vir die kerk, baie keer verkeerlik dink ons so. Baie keer as ek genoeg gedoen het vir die kerk, dink ek is nou besig om 'n skat in die hemel vir my voor te bring. Party kerke sê eers as jy groot gedoop is, of as jy op 'n sekere dag en datum 'n inkeer of bekering gehad het, dan is jy in die regte verhouding met God. Party kerkgemeenskappe sê jy moet eers in tale praat, of jy moet 'n getuienis lewer voor 'n kerkgemeenskap soos die. Eers dan is jy in die regte verhouding met God. Ons is presies besig dan om dieselfde dinge te doen as die Rooms-Katolieke Kerk. Ons is presies besig om dieselfde ding te doen as hierdie geloofsgemeenskap in Rome. Ons stel voorvereistes op waaraan jy moet voldoen voordat jy in die regte verhouding met God kan leef. Paulus sê nee, Martin Luther sê nee, vergeet al daai goeders, dit is randsake. Glo in God. Dit begin en eindig by hierdie geloofswaarheid. Is ons as geloofsgemeenskap steeds getrou aan hierdie beginsel? Of het ons daarvan vergeet? Ek dink ons doen dit ongelukkig. Somtyds verplaas ons die Bybel. Somtyds sit ons vereistes en voorwaardes vir ons gelowiges daarvoor, in plaas van net te fokus op die geloof. En hierdie geloof, vriende, is nie 'n hart en 'n verstandsding nie. Dit gaan nie net oor kennis oor God nie, soos ons in Jakobus leer. Indien hierdie geloof nie oorgaan in optrede daar nie, kom dit ook uiteindelik niks. Om jy af te sluit, vriende, wil ek dit kortliks opsom. Elkeen van ons moet besef, ons is sondaars. En die enigste manier hoe ons in 'n nuwe verhouding met God kan leef, is deur Jesus Christus. Die enigste manier hoe ons deel kry hieraan, is hierdie geloof. Hierdie geloof beteken dat ons dit moet voel, maar ook terselfdertyd dat ons dit moet verstaan en weet, maar ook beteken dit dat ons dit moet sigbaar maak met die manier hoe ons doen en leef in hierdie wêreld. Ons goeie voorbeeld daarvan in die Bybel. Uiteindelik is ek en jy ook soos hierdie moordenaar wat aan die kruis hang langs Christus. Hy het nie goeie werke om van te praat nie. Hy was 'n sondaar in die oë van God. Maar tog het hy na die laaste oomblikke van sy lewe geglo. En dit was genoeg vir Christus. Christus het nie vir hom gesê, jy moet nou afklim en allerlei goeie werke gaan doen nie. Jy moet die beste gelowige wees in jou dae nie. Nee, Christus het vir hom gesê, glo in my, dan sal jy saam met my vandag in die koninkryk van God wees. So 'n eenvoudige boodskap, so 'n maklike boodskap, dit is so maklik van vergeet. Mag ons hierdie woorde hoop vind, troos vind. Want ons hoef nie spesiaal of anders te wees nie. Ons hoef nie die perfekte gelowige te wees in my kerk nie. Nee, al wat die Here vir ons vra, is dat ons deur die Gees sal gaan. Hierin word ons vertroos, hierin word ons verlig, en hierin kry ons hoop in die wete, dat ons ook in die lewe saam met God het, vandag, maar ook in die ewigheid. Mag die Here ons hierin bystaan. Amen. Gemeente vriende, ek gaan ons so 'n oomblik of 2 gee vir stil gebed, soos Claudius na vore beweeg, en dan antwoord ons op die prediking met die sin van die 518, en daar is die spesifieke woorde, jy moet glo dat die Here met jou saam is. Ons sing die lied, dan terwyl ons so bly sit.
Ons het in Romeine 1 vers 16 tot 17 Paulus se eie woorde gelees. En het gesien en gehoor wat hy gesê het oor die geloof, dat die geloof kern staan tot ons verhouding met God. Handelinge vertel ons natuurlik in 'n sekere sin oor die werk van die Gees aan die hand van die verhaal van Paulus. En hier lees ons 'n verhaal van Paulus en hy sê iets aangrypends vir ons oor die geloof. En dit gaan ek vandag vir ons as wet voorhou. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Want hy het gedink die gevangenes het ontsnap, maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu. Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra, "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom, "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle in God geglo het. Net weer vir ons hierdie sinnetjie lees, dit is vir ons so belangrik. Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. En kom ons antwoord nou op hierdie teksgedeelte en op die prediking die sing van lied 265 vers 1 en vers 2. Ons sing die lied terwyl ons so sit. Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en in helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo
glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal met julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van